Het jy al ooit gevra hoekom? Hoekom is daar pyn en siektes? Dit is 'n vraag waarmee ek die laaste 4 maande worstel. Welkom by At the Well, waar ons nie bang is vir moeilike vrae nie, versigtig is om God te onderskat en die antwoorde gaan soek in sy woord. En vir die laaste 4, 5 maande sukkel ek verskriklik met pyn. Nou, die pyn is all over, dit is in my rugstring, dit is in my heupe, dit is in my knieë, in my enkels, my tone. Dit is rarig in elke liewe joint. Ek is super bewus van elke liewe joint in my lyf. Okay. Maar wat my die meeste vang is die pyn in my hande. Dit is letterlik in elke liewe joint, veral hier, party daar is hierdie vliesie hier tussen so geswel. En hier, wanneer ek skryf, fyn motoriese goedjies, dit. En dan natuurlik my polse, my hele pols, party daar is my hele pols geswel, hulle lyk vandag alright. Maar die pyn in my hande is wat my mal maak. Ek is 'n rekenmeester van beroep, so ek tik heeldag. Ek is 'n kunstenaar wat paintings verf en sketse teken en dit is wie ek is by design. Dit is hoe ek worship. Ek journal, ek maak notas in my Bybel. So skielik is goed wat vir my genot gebring het, wat vir my 'n uitlaat was, moeite en pyn en suffering. Daarna baie bloedtoetse en vingerpriktoetse en doktersafsprake. Ek dink ek's nou nog blou van die laaste bloedtrek. Is daar 'n moontlike diagnose vir wat fout is met my? Maar dit gaan my duisende rande kos om die diagnose vas te stel en dan is daar nie veel wat hulle vir my kan doen nie. Die medikasie wat hulle vir my kan gee, gaan my moontlik seker maak. Met die gevolg is, ek moet daarmee begin leef. Ek moet leer hoe om met dit te lewe. Dit het nie gebeur as gevolg van iets wat ek gedoen het nie, so dit kan nie reggemaak word deur iets wat ek doen nie. So ek dink dit is verstaanbaar dat ek vir 3 weke my kop in 'n gat gedruk het en gesê het, Here, hoekom? Ek verf tog vir U, ek verf saam met U. Hoekom moet dit nou pynlik wees? Hoekom sit ek met hierdie pyn nou? En ek dink is menslik. En ek het grace vir myself vir dit. Die Sondag wat verby is, het die preek actually daai vraag getackle. So hulle het ook ingekyk oor hoekom mense siektes het. Ons pastoor het 'n testimony van homself gedeel en na die tyd het ek 'n vinnige gesprek met hom gehad en ek het hom gesê ek leer so baie van God se karakter. Ek weet God is liefde, ek weet God is regverdigheid. Ek kan net nie verstaan hoe my situasie nou in hierdie prentjie van sy karakter inpas nie. Hoe pas hierdie pyn en suffering wat ek ervaar, wat hy ervaar het, wat ander mense ervaar, in by wie God is? En hy antwoord my met 'n vraag. Hy sê vir my, hoe lyk goddelike liefde en regverdigheid? En hy sê in ons menslikheid kan ons nie altyd die groter prentjie sien nie. En wat vir ons onregverdig lyk,
kan deel wees van iets groter wat ons net nie kan sien nie. En aan die pad terug huis toe, sit ek met hierdie gedagte in my kop. Dis God, wat sien ek nie? Wat sien ek nie wat ek moet sien nie? Wat sien ek nie wat reg voor my is nie? En 'n gedagte kom in my op. Wat as siektes binne in ons bestaan of ontstaan as gevolg van die sondevloed en die sondige toestand waarin ons lewe? En die feit dat ons ten spyte van dit kan aangaan en flourish en nog steeds serve actually God se genade en liefde en regverdigheid is. Dat die siekte self nie iets is van God af nie, maar die feit dat ons ten spyte van dit kan aangaan van God af is. En ek hou dit in my agterkop en die Sondag vlieg verby my en ek dink nie weer aan nie. Tot Sondag aand, voor ek gaan slaap, voel ek net, ek het lanklaas my devotional opgetel. Ek het hierdie devotional boekie vir my gekoop, net so in Desember dink ek, omdat 'n woord wat by my opgekom het is faith, geloof. En hierdie boekie sê trusting God with every breath. So ek gaan hierdie nodig hierdie jaar. Dis voordat ek nou geweet het van diagnoses en siektes en wat. Koop ek my die boekie. En Sondag aand se devotional is toe Romeine 8 vers 11. En ek gaan hom in Engels lees. My brein proses dinge net beter in Engels, askies. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Jok nie. En ek voel toe nou, nee goed, hier is ietsie vir my, hier is 'n antwoord vir my hier binne, hier is iets wat ek moet weet. En ek is baie nuut in hierdie Bible nerd community online. So ek is nie tot verse mapping en ek dog toe, ek gaan nou hierdie verse mapping probeer, ek gaan dit tackle en dan gaan ek jou hierdie gaan nou vir my oopgaan. En ek wil dit vir julle wys. Kom kyk saam met my. Eerste ding wat ek nou gedoen het, is ek het hierdie vers gaan opskryf. Een was die devotional is 'n New Living Translation. En toe het ek 'n King James en Amplified version gaan kyk, net om te sien hoe laai dit op. Is daar verskille? Dan gewoonlik as jy in die verskille is daar gewoonlik of waar jy kan gaan inzoom op word studies of whatever, maar dit is nou nie die punt van hierdie video nie. So, goed. Eerste ding wat ek oplet, en verskyn maar al die highlights, dit lyk gaaf. Maar wat ek sien in hierdie vers, is hy begin met, the Spirit of God who raised Jesus from the dead, dan who raised Christ Jesus from the dead in this same Spirit. So, hierdie vers praat van Vader, Seun en Heilige Gees. So dit emphasize die hele Trinity, die hele drie-enige God, bly binne in jou. Okay? Dan, hy begin met, He lives in you, en dan eindig hy met living in you. So die repetition is gewoonlik nie 'n oopsie nie, is gewoonlik intentional. So die skrywer wat Paulus is, wil regtig weet, jy moet weet dat
die Griekse woord, ek kan nie daai woord sê nie, maar dit beteken, die Griekse translation beteken, live in, inhabit, make a home, permanent dwelling and residence of God. Jy is 'n permanent dwelling. En nou vat hierdie, dit is, I took this is for me, maar daar is iemand daar buite vir wie hierdie ook is. The Spirit of God who raised Jesus from the dead, beteken die krag wat Jesus opgewek het van die dode af, bly in ons. Dink net daaroor vir hom. Ek squeeze gou hier in die edit en wil net clarify dat obviously is God se primary doel nie om jou te purify nie. Okay, God lewe nie vir jou nie. What I meant was dat dit is in God se natuur, wanneer hy in jou woon, kan hy nie anders as om jou te begin purify van binne af buite te doen nie. So wanneer sy gees in jou bly, maak die lewe wat sy gees bring jou skoon, purify jou, genees hy. So God is God, is definitief nie net daar vir jou om jou te purify nie. So just a little side note. Ek raak in vervoering wanneer ek die video maak, so dan maak my woorde nie altyd sin nie. En dan gaan kyk na mortal bodies. Mortal bodies, die Griekse woord translate na jy's liable to die. Met ander woorde, jou lyf was van die begin af liable to die. Soos, dit is inevitable. Siekte en dood is in jou vandat jy gebore is. Wanneer dit kom, is 'n kwessie van tyd. But it's always in you, as gevolg van sonde. En as jy gaan kyk na Paulus en hoe Paulus skryf, noem hy dit baie, soos hy is nogals baie bewus van hoe mortal. En dan hierdie stukkie van give life to our mortal bodies. Dat ek gaan sit en gedink, ek het neergeskryf, the influence of the Spirit, the entire man will be made alive in the service of God. The design and tendency of the Spirit's indwelling is to purify the entire man and to restore it all to God. The life of the Spirit overcomes the limitations of the flesh. Met ander woorde, in God se natuur is om jou te purify. Wat vir my so merkwaardig was, en ek het die vorige week het ek woord gekry oor hoe God my wil purify. Die woord wat die persoon my gegee het gesê daar's 'n imbalance tussen liggaam, gees en siel. Liggaam, gees en siel. Nie siel en gees nie. Liggaam, siel en gees. En God wil dit regstel en hy wil dit purify. So hy is besig om dit te purify from inside out. So hierdie was net vir my, toe ek dit raak lees, ek het dit raak gelees in 'n Bible commentary wat op eSword is. En soos ek net soos dink net daaroor. Sy gees gee constantly lewe aan ons mortal bodies. Alle kom ons lewe nog steeds. Is omdat hy in ons is. Omdat hy asem in ons ingeblaas het en hy hou ons nou nog aan die lewe. Die pastoor met wie ek gepraat het Sondag, sy testimony is dat hy 'n groot physical impairment het wat eintlik hom nie in staat moet stel om vreeslik aktief te kan wees nie. As ek nie mis het nie, is dit nie iets wat hy van papier uit homself eintlik kan doen. En hy dryf 'n Extreme Character Challenge. Dit is 2 keer 'n jaar waar hulle fisiese hard labor by 'n berg op gaan doen. En die ministry flourish. En in die toestand waarin sy menslike liggaam is hy nie veronderstel om te kan doen nie. So God
empower hom om dit te kan doen. Dit is die glory of God dat hy dit kan doen, ten spyte van die impairment in sy lyf is. So give life, as jy gaan kyk na die Griekse woord van give life, is revitalize. So hy revitalize dit wat afgebreek. So it's inevitable vir jou lyf om siektes te aanvaar en deur al die dinge te gaan, maar sy gees revitalize jy solank as wat hy nodig het. Kan mens sê? Soos letterlik, dis divine empowerment of life. En die final conclusion waar ek daaroor neergekom het is, geloof verwyder nie swakheid of suffering nie. It shows that God walks us through it. His Spirit sustains us. So, dis God se glorie en grootheid en goedheid en liefde en regverdigheid wat jy deur dit vat. Nie dit veroorsaak nie. Hy hou jou aan mekaar wanneer jou natuurlike molekules nie doen nie. Ek weet nie hoe lank ek met hierdie pyn gaan loop nie. Ek weet nie of ek ooit gewoond gaan raak daaraan nie. Ek weet nie of God dit gaan wegvat nie. Gaan sy gees dit heeltemal purify en renew. Dis nie onmoontlik nie. Maar wat ek wel weet, is dat die gees van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in my. So wanneer my liggaam swak voel, wanneer ek pyn ervaar, wanneer ek voel hierdie is unfair, dan beteken nie God is weg of afwesig nie. Wat Romeine 8 my herinner het, was dat al is my liggaam gemaak om dood te gaan, om pyn te ervaar, mens te wees, in die wêreld deur te suffer, werk God se gees, wat lewe gee nog steeds binne my. Hy werk binne in ons. So miskien moet ek die vraag verander van hoekom, na hoe werk U nou binne in my? Wat is U besig om te doen met my? Selfs al is ek gebroke, selfs al val ek uit mekaar. As jy dit sover gemaak het in hierdie video, jy kan altyd met jou vrae na God toe gaan. Jy mag vir hom vra hoekom. Vol is, en liefde is, sal hy jou antwoord as jy luister. As jy net die ore oopmaak en vir hom tyd gee om terug te antwoord, en jy nie heeltyd praat nie. So dankie. Dankie dat jy saam met my sit het. At the well, waar ek worstel met moeilike vrae, nie bang is om dit van God te vra nie, en dit my missie maak om die antwoord te gaan soek in sy woord. En tot volgende keer. Love you, bye.